Goeiedag, geliefdes. Ons gaan in die komende weke na 'n reeks oordenkings uit die Efesiërs sendbrief luister. Daarom gee ons nou eers 'n bietjie agtergrond oor die sendbrief. Die Efesiërs was die kerk in die stad Efese. Die stad Efese was in Klein-Asië, wat vandag Turkye is. Dit was 'n groot hawestad met 'n bevolking van ongeveer 250.000 mense. Vandag bly daar nie meer mense in Efese van die Bybelse tyd nie, maar groot gedeeltes van die stad is opgegrawe en 'n mens kan dit besoek. In die Nuwe Testament lees ons 'n hele paar keer van die kerk in die stad Efese. Hierdie kerk het ontstaan as gevolg van Paulus se sendingwerk daar. In Handelinge 18 en 19 lees ons dat Paulus Efese 2 keer besoek het. In Efese was daar baie afgode, maar hulle was veral bekend vir die verering van die afgod Artemis. Artemis was die godin van vrugbaarheid en 'n baie groot tempel is vir haar gebou waar sy met prostitusie vereer is. Nadat Paulus uit Efese vertrek het, het hy vir Timoteus daar gelos om te werk as die dominee van die gemeente. Later skryf hy die briewe 1 en 2 Timoteus om vir Timoteus te bemoedig en raad te gee vir sy bedieningswerk in Efese. Aan die begin van die boek Openbaring kry ons 7 kort briewe wat geskryf word aan 7 gemeentes in Klein-Asië. Die eerste van hierdie 7 briewe is geskryf aan die Efesiërs. Dan het Paulus ook die Efesiërsbrief aan die Efesiërs geskryf. Hy het dit gedoen terwyl hy 'n gevangene in die stad Rome was. Hy het ook ander 3 briewe geskryf terwyl hy 'n gevangene in Rome was, naamlik Filippense, Kolossense en Filemon. Hierdie 4 briewe staan bekend as Paulus se gevangenskapbriewe. Die Efesiërs sendbrief gaan oor die kerk. Vandag word algemeen aanvaar dat hierdie brief 'n omsendbrief is wat aan verskillende gemeentes gestuur was. Waarskynlik is die brief die eerste keer aan die Efesiërs voorgelees en daarom is dit sy naam. Vanaf die Efesiërs is dit na ander kerke versprei. Hierdie brief is ook na ons toe versprei. Die God van die Efesiërs is ook ons God en sy plan vir die kerk is sy plan ook vir ons. Daarom is die Efesiërsbrief ook op ons van toepassing. Die Efesiërsbrief het 2 groot hoofdele. Die eerste hoofdeel, hoofstukke 1 tot 3, vertel ons hoe God sy kerk verlos het. Die tweede hoofdeel, hoofstukke 4 tot 6, vertel ons wat God se verloste kerk moet doen. Kom ons lees vandag Efesiërs 1 vanaf verse 1 tot 14. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die geryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons,
die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Dit was Efesiërs 1 verse 1 tot 14 uit die woord van die Here. Met die intrapslag in die Efesiërsbrief word gelowiges daaraan herinner dat hulle aan God behoort. Elkeen wat in Jesus Christus glo, behoort aan God, sê vers 1. Nadat ons van hierdie waarheid verseker is, word ons in vers 2 met 'n seën gegroet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die Here wil ons ryklik seën deur die Efesiërs sendbrief. Mag ons God se genade en vrede beter leer ken, soos wat ons in die volgende paar weke hierdie brief behandel. Dan volg Efesiërs 1 verse 3 tot 14, wat God se ewige plan met sy kerk beskryf. Met die kerk word natuurlik die gelowiges bedoel. In hierdie verse leer ons dat God 'n ewige plan met sy kerk het en ons gaan in 4 dele daarna kyk. Eerstens dan die doel van God se plan, 2 die uitvoering van God se plan, derdens die gevolg van God se plan en dan 4dens die waarborg van God se plan. Vandag die doel van God se plan. Baie mense glo vandag dat daar nie 'n plan vir die wêreld is nie. Wat met jou gebeur word bepaal deur jou eie keuses. Net so word die toekoms van die aarde bepaal deur die keuses wat die mensdom maak. Aan die ander kant is daar mense wat glo dat jy nie jou lewe kan beplan nie. Alles wat met jou gebeur is toevallig en alles word hoofsaaklik bepaal deur die noodlot. Wat sê die Bybel hieroor? Efesiërs 1 leer ons dat daar 'n plan is. Vers 1 sê dat God alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Raadsbesluit kan ook vertaal word met plan. Alles in die geskiedenis gebeur presies soos God dit beplan. Daar is dus nie so iets soos toeval nie. Beteken dit dat mense kan maak wat hulle wil, want alles sal mos volgens God se plan gebeur? Nee. Die Bybel leer ons dat God 'n plan het met alles en dat die mens verantwoordelik is vir sy dade. Vir ons is dit moeilik om te verstaan, want ons dink op een lyn. Ons dink 50% plus 50% is 100%, of 80% plus 20% is 100%. Die Bybel leer ons dat 100% plus 100% 100% is. Alles gebeur 100% volgens God se plan en die mens is 100% verantwoordelik vir sy keuses. Wat beteken dit vir jou, gelowige kind van die Here? In die eerste plek beteken dit dat jy kan ontspan. God het 'n plan met alles en is in beheer van alles. Hy is ook in beheer van jou verlossing. Jy behoort aan God en glo in Jesus Christus omdat God jou gekies het en jou redding beplan het. Daarom kan niks of niemand jou uit sy hand ruk nie. In die tweede plek gee God jou die opdrag om te groei in jou geloof en so sy verloste kind te leef. Jy is deel van sy plan en hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Daarom ook die opdrag van jou, wat hy vir jou gee om jou roeping as gelowige uit te leef. Wat beteken dit vir die ongelowige? God roep die ongelowige om hom te bekeer en te glo in Jesus Christus as die enigste verlosser. Iemand wat in sonde volhard en hom nie tot God bekeer nie, is verantwoordelik vir sy sonde en sal die straf daarvoor moet dra. Wanneer 'n ongelowige wel tot bekering kom, het hy die sekerheid dat hy gered is, omdat sy redding deel van God se plan is. Soos ons vroeër gesê het, ons kan dit nie heeltemal verstaan nie, omdat ons op een lyn dink.
Maar God is baie, baie groter as ons, en dis wat hy ons leer in die Bybel. God het dus 'n plan met alles. Maar wat is die doel van God se plan? Ons lees in vers 10 dat God se bedoeling is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Dit beteken dat God gelowiges se verhouding met mekaar en met hom wil versterk, en dat Jesus oor alles regeer. God het ons gemaak om in 'n verhouding met hom te leef. Wanneer hierdie verhouding uitmekaar val, gaan alles agteruit. Met die sondeval het ons verhouding met God uitmekaar geval, en daarom gaan alles in die wêreld agteruit. Ons liggame word ouer. Ons verhouding met ander mense kom op 'n stadium tot 'n einde. As jy iets nuuts koop, is dit oor 'n paar jaar oud of stikkend. God wil ons stikkende verhouding met hom, met mekaar en die skepping herstel. In vers 9 sê Paulus dat God die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak het. Elke keer wanneer Paulus in sy briewe oor God se geheimenis praat, bedoel hy daarmee die evangelie. Die evangelie vertel ons die geheim van hoe God alles deur Jesus Christus herstel het. Ons is gemaak vir God, soos 'n vis gemaak is vir water, so is ons gemaak vir God. Kom na hom toe, glo in sy verlossing en onderwerp jou aan dit wat hy wil hê jy moet doen. Dit sal vir jou ewige herstel en geluk beteken. Die doel van God se plan is dus om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof bymekaar te bring, naamlik onder Christus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.